lewe loop 'n vreemde pad wat 'n mens soms nie beplan, maar jy het 'n keuse wat jy daarvan maak. Soms kyk jy terug na verdwaalde weg, soms dink jy was reg. Wonder jy hoeveel wat staan tussen ons vanaand.
jy beloop 'n vreemde pad wat 'n mens soms nie beplan, maar jy het 'n keuse wat jy daarvan maak. Soms kyk jy terug na verdwaalde weg, soms dink jy was reg, wonder jy ook weer wat staan tussen ons vanaand. En die hemel vier, ek was lief vir jou, sal ek jou nooit vast kan hou. Is het al te laat om me weer probeer te maak? En die vlamme brand, die help weer los, vir elke traan het het ons gekos. Sê my wat staan weer tussen jou en my vanaand. Nou staan ons hier, die kruispunt wag, die links of regs sien ek die lig. Wie se keuse is dit hierdie keer? Jy kyk weer terug, jy raak verward, ek draai maar links en ek volg die swart, want ek staan net weer tussen jou en my vanaand. En die hemel vier, ek was lief vir jou, sal ek jou nooit vast kan hou. Is het al te laat om me weer probeer te maak? En die vlamme brand, die help weer los, vir elke traan. My lewe is 'n seilboot wat ver op reis moet gaan, en Jesus is my stuurman wat aan die roer bly staan. God se plan vir my lewe is die wydheid van die see, en die winde wat my aandryf is die gees wat hy my gee. Daarom span ek my seile voor die Heilige Gees, want waar hierdie wind my waai is presies waar ek wil wees. En Jesus stuur my skip seker oor God se oseaan, en so kom ek eendag veilig by my eindbestemming aan. En Golgotha se kruishout is die boegspriet aan die hoofd, en die pik tussen die planke is die seel van my geloof. Somtyds moet ek koers kies met 'n skuinshoek teen die wind, maar met so goeie stuurman sal ek weer my rigting vind. Somtyds is daar storms, soms is die wind weer stil, want die draai van die seisoene word bepaal deur God se wil. En al kraag die mas en die toue teen die wind se volle krag, en al stamp die boeg
teen die golwe, ek weet wat op my wag. Soms voel ek hoe die balke teen die stormkragte kreun. En somtyds skep ek water, maar ek weet waar gaan ek heen. En ek laai God se liefde soos 'n skatkis aan boord, bepaal die rigting van my reis met die kaart van sy woord. En ek span al my seile voor die Heilige Gees, want waar hierdie wind my waai is presies waar ek wil wees. En Jesus stuur my skip se keer oor God se oseaan, tot ek eendag in volmaaktheid op die hemelhawe staan. Goedemiddag. Ik begroet elkeen vanmiddag in de naam van Jesus Christus. Er is geen andere naam waar we begroeten als de naam van Jesus Christus. Het is die naam waar vanmorgen genees, het is die naam waar vanmorgen vertroosting brengt. En het is die naam waar vanmorgen kalmte brengt in ons harten. Ik ga niet vragen dat we allemaal staan en dan maken we ons denk op met een gebed.
ons bid net saam. Almagtige God en Vader, Here, vanmôre kom ons voor U troon. En Here, ons kom sê vir U dankie, Here. Here, dankie dat U nog steeds op die troon is, Here. Here, dankie dat U genade genoeg is vanmôre vir ons. Here, dit is die gebed van my hart vanmôre, Here, met elkeen teenwoordig, dat U hand oor ons sal rus, Here. Here, dat U ons harte sal vertroos. Here, ek vra dan ook vanmôre, Here, elke traan, Here, dat dit nie 'n traan is van hartseer nie, Here, omdat ons so hoop in U is. Maar ek vra vanmôre, Here, dat U vir ons sal versterk. Here, vat vanmôre ons swak hande in U sterke hand en lei ons, Here, deur hierdie dag. Lei ons, Here, tot wanneer U wil. Here, ons sê vir U dankie, Here. U woord sê dit is die dag wat U gemaak het en ons moet jubel in hierdie dag. En daarom kon sê ons dankie, Here, vir die lewe wat ouma gelewe het. Here, ons sê dankie, Here, dat U haar gegee het vir ons, Here, vir 'n tyd tot en nou. En daarvoor vra ons, Here, dat U met ons sal wees. In Jesus Christus naam son wil. Amen. Amen. Ek wil vanmôre almal welkom hier by die herdenkingsdiens van ouma Maria Magdalena Vos. Sy was gebore op die 3de Maart 1948 en sy is oorlede die 19de April 2025. En ek is pastoor Terry Whitehead, ek bly in Westenburg, maar ek is 'n vriendin van Joey. En dit is 'n voorreg vir my om vanmôre vir almal te staan en die evangelie te verkondig. Dankie vir die voorreg. Ek wil net die begrafnisbrief lees voordat ek in die skrif ingaan. Welkom almal op hierdie gedenkwaardige dag om Maria te eer totdat ons weer ontmoet. Op die 3de Maart 1948 het sy die lewenslig gesien en is sy gedoop as Maria Magdalena van der Skyf. Haar lewenspad was moeilik, haar rusplek nie altyd gemaklik nie. En min het geweet hoeveel sy moes verwerk en vergewe. Op 19 April 2025 het God bepaal dat sy in vrede na sy tuin kon gaan. Na 'n tyd waarin haar voete rus kon vind en haar gees kon genees. Ons het saam gelag en saam gehuil. En elke oomblik saam met haar was vir ons kosbaar. Maria Magdalena, gous gebore van der Skyf, mag ouma se siel in vrede rus. Amen. Ek gaan vanmôre die skriflesing lees uit die boek van Sefanja, hoofstuk 3, vanaf vers 14 tot vers 20. En die woord van die Here lees as volg: Sing Jerusalem, skree hard o Israel, wees bly en juig met oorgawe, dogter van Jerusalem. Die Here sal julle nie meer straf nie, hy sal julle vyande verdryf. Die Here is koning van Israel. Hy is by julle. Julle hoef nie meer enige rampe te vrees nie. Daardie dag sal vir Jerusalem gesê word: moenie bang wees nie, Sion. Moenie moedeloos word nie. Vers 17. Die Here jou God is by julle. Hy is 'n magtige verlosser. Hy is buitengewoon bly oor julle. Sy liefde sal julle rustig maak. Met uitroepe van vreugde sal hy oor julle jubel. Die wat treur, maak ek bymekaar, ver van die plek van ontmoeting. Dit is hulle wat uit jou voortkom en swaar dra aan die skande. Ek sal in 'n tyd afreken met almal wat julle onderdruk het. Ek sal die hulpelose mense help. Ek sal die verstrooides terugbring. Die wat verneder is in ander lande, hulle naam sal ek in eer stel. Op die regte tyd sal ek julle bymekaar maak en julle terugbring huis toe. Ek sal sorg dat volke van die wêreld julle verag en met respek behandel. Julle sal met julle eie oë sien hoe ek julle lot verander, sê die Here. Amen. Amen. En dit is wat die woord van die Here vanmôre sê. Jy weet, die woord is so mooi, dat ongeag wat ons deurmaak, ongeag wat ons deurgaan, ongeag waar ons onsself vind, dat die Here sê vanmôre vir ons, hy is met ons. En die mooiste van alles is, jy weet, toe ek met Joey gesels en sy vertel my so 'n bietjie van ouma. Ek moes nou vir ouma maandag kom ontmoet het, dit is wat ons afgespreek het, maar God se planne was beter as ons se planne. En as ek die woord lees vanmôre waar dit sê, op die regte tyd sal ek julle bymekaar maak en julle terugbring huis toe. Die Here het vir ouma op die regte tyd Polokwane toe gebring.
Die Here het julle bymekaar gebring, Joey, as familie, as broers en as susters. Die Here se tyd is die beste. Dit wat ons verwag en dit wat ons wil hê, is nie altyd hoe die Here dit wil hê nie. En dis nie altyd hoe die Here dit beplan nie. Maar vanmôre kan ons staan en sê, dankie Here, dat ouma se voete rus kom vind het. Dankie Here, dat U haar sondes vergewe het. Jy weet, ek sê, die ander dag wat Joey met my deel ek by die kerk en ek deel het met my man ook, en ek sê, Joey vertel my wanneer ek sy haar ma ontmoet, en sy vertel my die hele storie rondom ouma se lewe. En ek sê vir Joey, toe ek die ander dag ook hier was, sê ek vir haar ook, ek sê, weet jy Joey, ek bevind myself in 'n soortgelyke situasie, waar ek groot geraak het, maar nie by my ma nie, maar my ouma het my groot gemaak. En die verhouding tussen ek en my ma, daar was nie 'n verhouding tussen ek en my ma nie, as gevolg van die rede dat sy my nie groot gemaak het nie. En ek sê vir haar, ek vind dit so moeilik om 'n verhouding te bou met my ma. Maar die Here het vir jou gestuur op 'n regte tyd in my lewe. As jy jou ma kon vergewe het, wie is ek om haar nie te vergewe nie? En wat vir my so mooi was toe Joey vir my sê, Terry, as die Here se genade genoeg is vir ons, hoe kan ons se genade nie genoeg is vir die volgende persoon? En uit ouma se lewe, uit glo ek, daar's 'n les van elkeen van ons om te leer vanmôre. Daar's 'n les van vergifnis, daar's 'n les van versoening, daar's 'n les van liefde. En dit is 'n voorreg regtig waar om vanmôre hier te kan staan en dit te kan deel. Maar ek wil elkeen wat hier sit vanmôre bemoedig met hierdie skrif. Ek wil fokus op vers 17, waar die woord van die Here sê, die Here jou God is by julle. So elkeen wat vanmôre hier sit, ongeag wie jy is, ongeag waardeur jy gaan, vanmôre kyk die Here nie na die uiterlike nie, maar die Here kyk na sy harte vanmôre. En die fokus moet nie vanmôre wees op die uiterlike nie, maar die fokus moet wees op God. Want God fokus vanmôre op ons harte. En sy woord sê vir ons, die Here jou God is by julle. So weet vanmôre dat ons nie alleen is nie, dat die Here is met ons. Al voel dit in jou huwelik jy's alleen, al voel dit in jou besigheid jy's alleen, al voel dit in jou kinders se lewe jy's alleen, al voel dit waar jy bly jy's alleen, maar weet vanmôre, dit is die belofte wat die Here maak, dat ons is nie alleen nie. Dan gaan die woord verder, hy is 'n magtige verlosser. Hy is buitengewoon bly oor julle. Halleluja. Ja. Hy is 'n magtige verlosser. Daar's niemand wat kan verlos soos Jesus Christus nie. En die mooiste van die woord van die Here vanmôre sê, hy is buitengewoon bly oor julle. Dit spesifiseer nie vanmôre dat hy buitengewoon bly is oor 'n man, oor 'n vrou. Dit spesifiseer nie vanmôre dat hy buitengewoon bly is vanmôre oor ons van Westenburg of van Shishiro of julle van die dorp nie. Dit sê hy is bly oor julle. So omdat dit sê hy is bly oor julle, beteken dit die Here is bly oor elkeen van ons wat vanmôre hier is. Die Here is bly vanmôre dat julle nie alleen is nie, dat daar mense is wat julle ondersteun. Die Here is bly vanmôre dat ons weet, ons toevlug in tye soos hierdie is nog steeds na hom toe. Dit is in tye soos die wat ons oë opslaan. Soos Dawid sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. So vanmôre kan ons nie ons oë draai na mekaar toe nie, want ons gaan nie krag kry van mekaar af nie. Maar as ons ons oë draai na die Here toe vanmôre, dit is waar ons weer eens versterk sal word en dit is waar ons weer eens krag gaan kry om deur te gaan. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. En dan lees die woord verder. Sy liefde sal julle rustig maak. Halleluja. Sy liefde sal ons rustig maak. Ek glo elkeen van ons wat vanmôre hier sit, daar's ietsie waarmee jy worstel. Daar's ietsie wat jou pla. Daar's ietsie wat jy deurgaan, ongeag wat dit is vanmôre. Mag dit finansies wees, mag dit 'n werk wees, mag dit jou kinders wees, mag dit jou huwelik, mag dit jou gesondheid wees. Maar elkeen wat vanmôre hier teenwoordig is, gaan deur iets. Daar is 'n storm waardeur jy gaan. Of dit bekend is aan my of die volgende persoon, maak nie saak nie. Maar wat saak maak is dat dit bekend is aan God. Amen. Amen. Dit is wat saak maak vanmôre, dit is bekend aan God. Maar dan hoor wat sê die woord van die Here. Sy liefde sal julle rustig maak. Nie die liefde van die mens vanmôre nie, maar die liefde van God sal ons rustig maak. So dit is in tye waar ons deur die diepe waters gaan, wat ons terugdraai en sê, Here, ek is swak. Ek het probeer om dit op my eie te doen, maar ek het besef, Here, ek kan nie. Ek het U nodig om my te lei, ek het U nodig om my te vat tot waar U my wil hê.
Amen. Amen. Met uitroepe van vreugde sal hy oor julle jubel. Halleluja. So daar sal 'n tyd kom wat die Here jubel oor ons met uitroepe van vrede. En uitroepe van blydskap wat die Here gaan jubel oor ons. So die Here gaan stil bly oor ons nie. So dit moet vir ons laat moed skep vanmôre dat die storms wat ons deurgaan, dit gaan nie vir ewig daar wees nie. Amen. Amen. Kyk, ons het 4 seisoene in 'n jaar en elke seisoen kom tot op 'n einde. Elke seisoen moet tot op 'n einde kom want dit is hoe God alles geskep het. So elke storm wat ons deurgaan, elke storm waarin ons tans vind, moet tot op 'n einde kom. Elke swaar kry waardeur ons gaan, moet tot op 'n einde kom. Dit moet tot op 'n einde kom van God is die een, hy is die Alfa en hy is die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. So alles moet op 'n einde kom. Om Maria se lewe het op 'n einde gekom en dit is hoekom ons is almal vanmôre hier saam. Maar ons weet vanmôre nie soos die wat nie hoop het nie. Want ons hoop is in Jesus Christus. Ons weet vanmôre en ons sê dankie vir die Here vir 'n geleentheid wat hy vir ons gegee het om vir Maria te leer ken. As hy haar nie teruggebring het hierheen nie, sou ons haar nie geken het nie. Maar die Here het haar gebring. En dit is regtig waar, ek wil vir Joey en haar man baie dankie sê. Regtig waar. En ek dink as die Here so neerkyk op julle, kyk die Here neer na julle met 'n vrede hart. Van julle het gedoen wat julle kon doen. Die familie, die vriende wat julle bygestaan het, julle het gedoen wat julle kon doen. En dit wat julle vir Maria gegee het, is die beste wat julle gedink het julle kon doen. En sy het liefde gevind en sy het vrede gevind. Sy het 'n plek gevind waar sy haarself was, sy kon noem dit is my plek. Sy het 'n spasie gevind wat aan haar behoort het. En dis hoekom ek wil vra vanmôre, met alles wat ons deurgaan, met die seer wat tans gevoel word, moet nie vergeet dat die Here is nog steeds in beheer. Moet nie twyfel of God ons deur hierdie tyd gaan vat nie. Want niks is onmoontlik met hom nie. Al wat ons moet doen is draai ons oor terug na God. Jy weet, die lewe raak so besig en ons raak so besig met alles, dat ons afwyk van God af, dat ons begin wegdraai van God af. Maar as 'n geleenthede soos hierdie waar ons moet by mekaar kom en weer vir mekaar sê, kom ons draai terug na die kruis toe. Amen. Kom ons draai terug en slaan ons oë weer op na die berge, want dis waar ons hulp vanmôre gaan kom. Ons hulp kom nie van materiële dinge nie. Ongeag hoeveel jy het, hoeveel jy nie het nie, ongeag jou status waar jy bly, ons hulp kom nie van dit af. Dit maak lewe gemakliker, maar dis nie waar ons hulp vandaan kom nie. Ons hulp kom van die Here, van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Ek gaan net vra dat ons almal ons oë sluit terwyl ons so sit, en dan wil ek net 'n gebed doen vanmôre. Almighty God and Heavenly Father, it is in the name of Jesus that I come before you this morning. Heavenly Father, your word says it is not by might nor by power, but it is by your Spirit. Father God, we are joined here this morning as your children. And Father, you know every heart, you know every storm, Father. Father, in the name of Jesus Christ, there is no other name that I can call upon this morning but the name of Jesus. Heavenly Father, there is no other thing that I can depend upon this morning but the blood of Jesus Christ that will never lose its power. And this morning, oh God, I bring your children before you, Father God. And I pray in the name of Jesus Christ, everyone present here this morning, oh God. Father, you know our hearts, you know our heart's desires, you know our weaknesses, you know our struggles, Father God. It is all known to you this morning. I pray this morning in the name of Jesus that you will meet us at our points of need this morning. I pray this morning, Heavenly Father, that you will take our weak hands, Father God, and that you will guide us through. I pray this morning, Heavenly Father, for those that have felt that they should give up, Father God, that you will give them hope again, Father. I pray this morning, oh God, for those that are feeling, Father God, life is not worth it, that you will give them a reason again to see, Father God, that it is worth it. I pray this morning, mighty God and Heavenly Father, that you will provide where there is a need this morning, that you will restore where restoration is needed, that you will heal, Father God, where healing is needed, whether it be emotionally, Father God, spiritually, physically, or financially, in the mighty name of Jesus Christ. Heavenly Father, we give you all the honor, the glory, and the praise.
Lord, we take no glory, for no man on earth deserves the glory but you alone. And this morning we give you all the honor, the glory, and the praise. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Kan ons hier as ons lekker hande klap. Amen. Amen. Ek glo en ek vertrou vanmôre dat soos die woord uitgegaan het, dat dit gaan nie vanmôre oor my nie, dit gaan oor die woord wat uitgegaan het. En ek glo dat dit 'n saad is, want die woord van die Here leer vir ons dat sy woord is 'n saad. So elke saad wat vanmôre geplant is, dit is my gebed dat dit vrugte sal dra. En dat die vrugte nie net vir u sal wees nie. Ek sê altyd, we must remember that we are blessed to be a blessing unto others. It doesn't matter in which way you need to be a blessing, but always remember, as die Here u geseën het, die Here u geseën omdat hy wil hê ons met seëninge wees vir ander. Amen. Ek gaan net vra vanmôre dat ons die eerste lied speel. Die hemel weet van manifeste. Wat de mens soms nie beplan, maar jy die keuse wat jy daarvan maak. Soms kyk jy terug na verdwaalde weg, soms dink jy was reg. Wat staan tussen ons vandaan? En die hemel weet, ek was lief vir jou, sal ek jou nooit vasthou. Is het alles te lang om me weer te probeer te maken? Weer tussen jou en my vandaan. Nou staan ons hier, die kruis wat waag, die links of rechts sien ek die lig. Dis die keuse, is dit weer die keer. Jy kyk weer terug, jy raak verward. Ek draai maar links, ek volg die swart. Wat ek staan, dit weer tussen jou en my vandaan. En die hemel weet, ek was lief vir jou, sal ek jou nooit vasthou. Is het als te lang om me weer probeer te maken? Weer tussen jou en my vandaan.
tussen jou en my vanaand. My lewe is 'n seilboot wat ver op reis moet gaan. En Jesus is my stuurman wat aan die roer bly staan. God se plan vir my lewe is die wydheid van die see. En die winde wat my aandryf is die gees wat hy my gee. Daarom span ek my seile voor die Heilige Gees, want waar hierdie wind my waai is presies waar ek wil wees. En Jesus stuur my skip seker oor God se oseaan, en so kom ek eendag veilig by my eindbestemming aan. En Golgotha se kruis hout is die boegstreep aan die hoek, en die put tussen die planke is die seel van my geloof. Somtyds moet ek koers kies met 'n skuinsel teen die wind, maar met so goeie stuurman sal ek weer my rigting vind. Somtyds is al storms, soms is die wind weer stil, want die draai van die seisoene word bepaal deur God se wil. En al kraak die mas en die toue teen die wind se volle krag, en al stamp die boeg teen die golwe, ek weet wat op my wag. Soms voel ek hoe die balke teen die stormkragte kreun, en somtyds skep ek water, maar ek weet waar gaan ek heen. En ek laai God se liefde soos 'n skapkis aan boord, bepaal die rigting van my reis, by die kaart van sy woord. Ek span al my seile voor die Heilige Gees, want waar hierdie wind my waai is presies waar ek wil wees. En Jesus stuur my skip seker oor God se oseaan, tot ek eendag in volmaaktheid op die hemelhawe staan. As ek gedoen maar as 'n mens iemand streets doen en is iemand na jou, dan is dit bietjie ietsie anders. Maar ek wil dankie sê. Ek wil dankie sê vir al my friends en Sorinkie en Pinkie en almal. Ek het hier 'n ou meisietjie, julle weet. Ou Maria het hier aangekom net en ek het gesê, "O, my Vader, julle, ek het nooit 'n ma gehad nie, nou het ek een wat by my bly." En sy het vir my laat weet, "Kyk, ek is hier so, my kind, maak op die gordyne. My kind, my waterbottel is koud." En dan moet Annie spring met die saad vir die duwe en die voelkos is klaar. Ja. Maar dit is nie goed wat ons onthou. Ons is nie almal altyd nice. Ons is nie almal altyd goed nie. Maria het dinge gehad. Maar weet julle wat? Vir 9 jaar was sy my ma. Sy was my ma. En ek het dat nappie gechange. Is fine. Sy het nooit my dit gechange, maar ek het my ma se nappie gechange en ek het paar boutjies afgevee. Dis fine. Dis my ma.
Ek het dan net die skool gemaak, pappies afgevee, 'n potjie uitgegooi. Presies my ma. En ek wil vandag vir julle sê, dat elke een van julle wat hier so sit, het 'n plek in haar hart gehad. En 'n Amerikie met haar blokkies. Haar blokkies was so skeef aan 'n Amerikie moes hulle reguit span. Kom maar net hier terug en sê, "Ouma, die mooiste blokkies." En eintjie, as sy vergeet 3 uur om haar yskriem te bring, dan hoor sy môre, "Eintjie, I never got my ice cream yesterday." Benisie wat die toenails moes knip. En so, Louisa het die dag by die provinsiaal by die weet jy man, ek gaan familie rolstoel kan jy onthou hoe ons daar af is. En dan te kyk hier op die einde wat sy nie meer mooi kon sien nie. En dan val hy aan af vas het my, is dit nou hier? Dis dit Teresa met die bedgekussing, die hospitaalbed, dokter Myntjies, die opvulletjies, Maggie. Dis nou nie vandag nie. Julle kan nie almal dan Tannie en ouma, jy weet met die kamer. Dan vind jy werk nie, sit vir ouma gesels. Dis aan van die ambulansdienste, vliegje vir my help. En Sammy, Kominkie, was julle eerste kandaas en Sana, was Kominkie. So, en ek dink julle daar so baie Aletta en Paul vir hulle bydra tot vandag, ouma. Ook wat dankie, vir hulle ook baie dankie. En julle pastoring, ek glo nie in toeval nie. Baie lief. Ek dankie vir opmerksamheid. Was meant to be. En julle dan, ek wou Annie sê, dankie dat jy so mooi na jou skool opgekyk het. En Annie, dankie dat die Here jou die heilige hands gegee het van Saterdag. Wie jy jou hande op haar gelê het. En sy haar oop gemaak het. En van God het. Want ek het my hande opgelê. En ons het almal vaar geval, maar dankie Annie, dat jy my dat die Here jou kon gebruik. Ek Saterdagmiddag. Ja, die hande op en jy sê, die naam van God is nie jou tyd nie, maar wacht bietjie. Ja, oortjies oopmaak. En jy vra van, wie sê my, Annie, wie is my? Dankie. En vir my kleinkinders, en almal wat hier is vandag, Lenkie, Dennis, Tom en Dylan, ons gaan nog 'n lang pad doen. Dankie vir almal van julle. En wou ek weet as my katjies self seer, maar God's ouma with the blankets. Thank you. Baie dankie. To each and every one. Becky, I see you all job. Dankie julle. Baie dankie vir almal. Ouma, dankie dat jy is. Vir ouma. Die goedjies is bietjie anders. Ons gaan nou van die danshoring speel, plaas vir ouma. En dan sal Benisie, Anna, Amisie. You know what you must do, Auntie? Then we will play the Amazing Grace. We can even ask. Net gou dit sien lees voor hulle gaan. When your mom passes
away. You become a child again in one sense, and a more mature adult on the other. You feel abandoned, searching endlessly for her, and fearful because you don't know how to live without her. And then you learn how to take those first steps without her by your side. With the confidence she instilled in you, you can almost hear her voice cheering you. You can do this. As you get stronger, you will learn to trust yourself more. It will take grit and patience, but you will get it. Listen to her voice in your own mind, even when you think she didn't teach you how to live without her. She did.
Liri roba, roba, roba la. Liri roba la, roba le kahutu. Kahurata, liri roba. Roba. Oh Maria, Hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my. Die stok en die staf beskerm en ondersteun my. U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Waarlik, U goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe. En ek sal bly in die huis van die Here, solank as wat ek lewe. Amen. Amen. Sa oma.